Hallo julle, ek hoop dit gaan goed aan julle kant. Ek wil so vandag net deurdraf in 'n scenario waar daar iets gebeur. Nou, jy weet of dit nou 'n aardbewing is of 'n tsunami of jy weet oorlog, maak nie regtig saak nie. Wil ek net gou met julle deel as julle dink hoe die scenario sal uitspeel. En wat is belangrik in daai eerste 3 dae wat jy gaan moet doen. Nou baie van hierdie gaan nie noodwendig jy weet as jy nou al 'n lang jy weet prep ensovoorts, dan het jy al meeste van hierdie goedjies in plek en jy het die planne ensovoorts. Maar hierdie is maar net half 'n scenario van wees maar seker back to basics. Jy weet partykeer raak 'n mens so vasgevang in al hierdie ander goeters dat jy vergeet daar sekere eenvoudige prosesse en goed wat jy nodig het vir oorlewing en jy moet maar seker maak dat jy die volgende jy weet prinsipale toepas en dan nou ook volgens dit werk. Jy weet dis 'n redelike eenvoudige paar goedjies wat jy kan gebruik en dit is nie jy weet breinchirurgie nie, maar dit is maar wat lewe of dood kan op die einde van die dag bepaal. So mense, soos wat ek sê, hierdie sal van toepassing wees van enige iets. Jy weet van 'n aardbewing tot 'n tsunami regdeur tot jy weet 'n groot storm, maak nie regtig saak nie. So op dag 1 jy weet, dit is nou half soos die skokfase, so wat ook al nou gebeur het, dit gebeur, en nou moet jy begin plan maak, fokus en jy weet, you have to count the cost, as ek dit so in Engels kan sê. So, jy gaan eerstens moet seker maak, jy het 'n plek om in te woon, of te bly, of dit nou 'n tent is, of 'n huis, of 'n struktuur, of wat ook al, jy weet, as jy nou dink in terme van 'n aardbewing of wat ook al is jou huis nou in sy kanonnen is, dan moet jy sorg dat jy 'n ander plek kan kry waar jy wel uit die elemente uit kan kom. Dan die volgende aspek, maak seker van beserings. Jy weet enige beserings vir jouself of mense om jou, geliefdes, hoe ook al. Maak seker dat jy wel seker maak dat dit wel gedek word. Jy weet jy kan in daai skok scenario kan jy opeindig waar jy dalk baie erge besering het, maar omdat jy so op die adrenaline hardloop, kan jy eindig om jouself baie groot skade aan te rig. So dis belangrik om daai konsep te behou. En natuurlik, hopelik het jy nog jou mediese voorbereiding wat daarmee gepaard gaan. Volgende aspek sal ek sê, maak seker en kry kommunikasie in plek. Jy weet as jy dink aan iets soos kom ons vat nou maar 'n tsunami byvoorbeeld, daar gaan nie kommunikasie wees in jou area nie. Jy weet, alles is nou weggespoel. So, maar jy moet sorg dat jy sover as moontlik hopelik 'n bietjie van 'n backup het, as jy nou dink aan iets soos radiokommunikasie. Fone, soos ek sê, gaan waarskynlik afwees in daai scenario, maar as jy nou weer 'n aardbewing vat, is daar nog 'n goeie kans dat jy op die foon kan regkom. Volgende aspek sal ek sê, maak seker jy weet wat het jy by jou, of dit nou voedsel is, voertuie, jy weet alles wat jy kan gebruik, jy weet benodig alles, van tandepasta regdeur tot by petrol. Belangrik om daai konsep te verstaan en seker te maak dat jy stok vat daarvan, om seker te maak dat jy weet wat het jy en wat het jy nie. En dan die laaste aspek wat in dag 1 sal gebeur, glo ek, is jy moet die besluit maak, as jy 'n plan het om, kom ons sê, te bug out, dan sit nou daai tyd om daai keuse te maak. Of as jy besluit jy bug in, jy weet, dit moet op dag 1 al gemaak word. En weer 'n keer, jy weet, dit hang maar af, ek sê altyd gebruik 'n kombinasie van die twee, so jy mag dalk besluit om bietjie langer vas te byt, maar jy het jou plan om weg te beweeg. En dit gaan ook afhang van wat jou
Jy weet, nadat jy jou supplies gekyk het, jy weet, stok gevat het daarvan, dan gaan jy vinnig agterkom of jy dit ooit kan doen of nie. Jy help nie, jy wil bug out, maar jy het nie 'n voertuig om dit mee te doen, argumentsonthaalwe nie. So dis nogal belangrik om daai aspek te verstaan. Dan dag 2, na so iets gebeur het, baie belangrik op die prioriteitslys, sal ek sê, die skoonmaak van water, maak nou nie saak hoe en wat nie, maak seker jy het iets om dit wel mee te doen. En dan moet jy ook nou verstaan, kom ons sê jy is in 'n scenario waar jou huis nou nog alright is en alles, maar jy het nou krag verloor, daar is nou nie meer krag nie en jy het nie 'n backup system of wat ook al nie. Dan moet daai goeders wat nou in jou yskas is, wat nou gaan vrot, moet eers opgebruik word. So hou dit maar in gedagte. Kom ons sê dit gebeur byvoorbeeld in die winter en die helfte van jou huis is weg. Maak seker dat jy iets by jou het. So byvoorbeeld sê nou maar, as jy dink aan, jy kry van hierdie groot plastiese sheets wat hulle byvoorbeeld gebruik, hulle noem dit drop sheets gewoonlik, dis as hulle verf, wat jy kan toemaak 'n area byvoorbeeld, om seker te maak dat die koue en daai tipe goed jou nou nie vang op jou einde van die dag nie. Baie mense vergeet dat jy weet, jou verblyf is baie belangrik. Moenie jouself adverteer nie. Kom ons sê iets gebeur, jy's in die stad, en jou plan is eintlik om uit te kom, maar jy kan nie nou regtig nie, maar jy sit nou al vas, moenie adverteer waar jy is, en geraas maak en daai goed, en jy moet sorg dat jy so stil as moontlik is, en so stil as moontlik beweeg ensovoorts, want op die einde van die dag, enigiets wat jy adverteer, daai persoon gaan dit op die einde van die dag by jou kom soek. So hou dit ook maar gedagte, dis nogal belangrik. So, jy is die grysman, die ouens wat die grysman nie verstaan nie, gaan doen 'n bietjie navorsing op, dit is baie belangrik. En dan moenie onnodig goed gaan doen nie. Jy moet jou energie so ver as moontlik ophou, want jy kan dalk opeindig waar jy as gevolg van die ding is wat besig om uit te speel, moet jy dalk te voet op die einde van die dag bug out of onttrek of hoe ook al jy dit wil noem. Wat dan beteken jy het daai energie nodig. Moenie net simpel goed doen vir die feit om dit te doen nie. Dan op dag 3, ja, kom hierdie gaan nou nie altyd van toepassing wees op alles nie, maar kom ons sê, so as jy, kom ons sê jy het nou nie geonttrek nie, jy het nog steeds gebly waar jy is, jy gaan daai moet die heeltyd hersien. Dis nie iets wat jy wat vas gaan wees in klip nie, want jy weet nie wat is volgende vir jou op die horison nie en wat kan baie maklik uitspeel voor jou nie. So wat jy dan doen is jy gaan dit nou maar hersien en as jy nog alright is, dan vat jy dit nou maar weer van daar af. En nou kan jy ook meer begin kyk, want onthou, jy het nou maar half gewerk, jy het nou al water gesuiwer ensovoorts, jy het 'n dak oor jou kop, as 'n mens dit so kan stel, en nou kan jy begin meer langtermyn doele uitsit, en beplan volgens dit. Kom ons sê, soos wat ek nou gesê het, jy het dalk nou jou voertuig verloor, maar jy het nou intussen 'n motorfiets opgespoor, en jy het nou petrol vir hom, so daar's nou byvoorbeeld 'n langtermyn doel, as jy byvoorbeeld wil onttrek of wat ook al. Dan kom ons sê jy bly in plek, of selfs as jy onttrek, maak seker dat jy wel vir jou kos kan kry langs die pad byvoorbeeld. Want onthou, weer 'n keer, jy kan hoe goed voorbereid wees, as daar byvoorbeeld iets soos 'n tsunami gebeur of aardbewing en jou huis is weg, dan is al jou prepping ook weg. So, maak seker dat jy dan ten minste die kennis het, hoe om vir jou strikke, lokvalle, daai tipe goed te bou. As jy dan nou, jy weet, iets soos 'n Wimbix of 'n Daisy of so iets het, of 'n vuurwapen of wat ook al, dat jy dan hom kan gebruik om vir jou kos te kry. En dan, hierdie is ook nogal belangrik, ons nou daaraan geraak, kom ons sê, jy het nou klaar vir jou, jy weet, skuiling gekry, of het nou die huis is, of wat ook al, of 'n halwe huis, of wat ook al, maar sorg dat jy maar vir jou, jy weet, nog een kry.
En onthou, jy kan al hierdie goeters in fases doen en in spronge. Jy weet, dit is maar deel van jou langtermynstrategie. Om nou 'n stupid voorbeeld te gebruik, kom ons sê jy bly in 'n groot stad en jy bly in die ooste kant van die stad. En soos wat jy nou uitbeweeg, kom ons sê jy wil op die einde wes beweeg, dan gaan dan in die klein spronge, so jy beweeg van die een plek na die volgende plek. Jy gaan nie direk net wes kan gaan nie. Tensy jy die vermoë het, dan kan jy dit natuurlik ook doen. En dan, hierdie is 'n bietjie kontroversiële een, maar dit is maar iets wat jy gaan self moet bepaal. Gelukkig, ek glo in die prepper community, is daar baie van hierdie ouens wat nou al lankal dit gedoen het, maar jy wil graag in kontak bly met ander ouens wat dieselfde tipe, jy weet, gedagtegang het as jy, en om seker te maak dat julle dan nou wel by mekaar kan uitkom en groepeer. Jy weet, die grootste probleem wat baie keer gebeur met hierdie ding is, as jy dit op jou eie wil aanpak, is gewoonlik wanneer jy vandag nie meer regkom nie. So hoe groter of hoe meer en beter jy kan groepeer, hoe beter is jou langtermyn oorlewingsaspekte. En dis nogal belangrik om te verstaan. Ok mense, ek hoop dit help vir iemand en ek hoop as mense kan dit gebruik. Ons praat later weer. Bye.